Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is steeds besig met luister en praat en vandag gaan ons oor 'n baie lekker onderwerp praat, oor stories. Goed. Stories is deel van ons lewe. Daar is 'n pragtige aanhaling. Storytelling is not just entertainment. It's a fundamental part of being human. As jy dink aan, ek het groot geword in 'n tyd voordat daar televisie was. En hoe het ons onsself vermaak? Dit was groot pret om te sit en luister na hierdie een se storie en hierdie oupa se storie van toe hy klein was en daai storie van my ouma toe sy 'n jong dogter was en moes op 14 gaan werk om die familie te help ondersteun. Daai stories is so deel van ons lewe. As ons dink aan sprokies, waarmee ons almal groot geword het. Dit het vir ons lesse geleer oor die lewe. Ons het so storie luister het ons geleer om ander mense 'n bietjie beter te verstaan. Want stories is deel van ons lewe. Dis deel van ons bestaan. Ek hoop jy het herinneringe van jou ma of jou pa of albei wat in die aand as jy in die bed klim vir jou 'n storie lees. Een van my geliefkoeste herinneringe was my ouma wat in die winter het ons in die middag, sy het baie vroeg in die oggend opgestaan, maar so dan het sy in die middag 'n middagslaapie geneem. En toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek altyd saam met haar onder die donskombers gaan lê. En dan het sy vir my 'n storie gelees, voordat ons albei 'n vinnige slaapie gemaak het. So, stories is wonderlike dinge, en ek is bang, dat met tegnologie en al die games en speletjies en allerlei goed, dat hierdie wonderlike tool, hierdie wonderlike ding wat ons het, dat dit verlore gaan. So, my beroep vandag is, dat jy bietjie sal gaan vra oor die stories van jou ouma en oupa, en jou ouma grootjie en oupa grootjie, en jou familie, en jou pa se grootwordjare, en jou ma se kinderjare. Want stories herinner ons daaraan, dat ons nie alleen in die lewe is nie. We are not alone in life. There are other people that also experience the good, the bad and the ugly. Stories skep 'n verbintenis. Ek het nou vir julle vertel van my ouma. Daar's 'n emosionele band tussen my en my ouma. Sy is lankal oorlede. Maar daai oomblikke koester ek met my hele hart. Die ander belangrike ding wat ons moet verstaan is, elkeen van ons het 'n storie. En baie navorsing wat gedoen is in die laaste tyd, sê vir ons dat elkeen van ons grootste behoefte is, dat mense na ons storie sal luister. Dat mense my storie sal hoor. Want as hulle na my storie luister, dan sien hulle my raak. En dit is ons diepste behoefte. So, stories help ons om ander mense beter te verstaan. As ons stories met mekaar deel, dan kry ons begrip vir mekaar. And there's this wonderful exercise that I have been part of that had a profound influence on my life.
We were a number of people from all walks of life, all cultures. And there were papers on the wall. They were stuck to the wall, all four walls of the place where we were in, with pens, and everybody started with something on a piece of paper, something about yourself, your story. And then the next person will come and look at your story and also write something down. And at the end of that exercise, it was such a profound thing to be part of, because all of a sudden, through our stories, we got an understanding, a bigger, better understanding. Die goed waaroor ons stories moet vertel, is ons gesinne, ons families, ons werk, ons ondervindinge. Sit nou hierby goed soos mythes en urban legends en volksverhale en sprokies en TV-karakters en al daai goed om ons wat stories vertel. Alles help ons om sin van die lewe in die wêreld te maak. So, deur stories kry ons 'n dieper begrip van ander mense. As ek hier kan uit my eie ondervinding praat, iemand baie naby aan ons gesin het in 'n diepe depressie verval op 'n baie jong ouderdom. Dit was 'n baie moeilike ding om deur te gaan. Maar op die ou end het daardie persoon so 'n ongelooflike storie om te vertel, dat deur wat met hom gebeur het, deur die harde pad wat hy moes loop, kan hy nou deur sy storie ander mense help verstaan wat deur dieselfde ding gaan. So ons moet nooit iets net afmaak as, jy weet, dit is nou, hoekom het dit nou met my gebeur? Verander dit in 'n storie wat iemand anders kan help. Ons kry belangrike inligting om in ons eie lewens toe te pas. Deur daardie persoon se ervaring, van wie ek julle nou net vertel het ek ook geleer van, as ek in 'n depressie is, of as my vriendin in 'n depressie is, wat moet ek doen om te help? So dit help ons om vir ander mense iets te beteken. Stories is ook 'n voertuig waardeur ons waarskuwings kry. Warnings. Op 'n baie klein vlak, kort, as ons dink aan sprokies. Ons dink aan Rooikappietjie en die wolf. Dis 'n waarskuwing. Wees versigtig vir die wolf daar buite. So, stories is so waardevol. Dit herinner ons dat ons deel van 'n groter geheel is. It's not only I, me and myself. There are other people that are also living their stories, that are also going through stories. Because iemand ergens, iewers, het al van tevore net so gevoel en dit ook beleef. I'm going to say that in English. Somewhere, somebody has experienced what I feel, my story, as well. I am not alone. So die belangrike ding wat ek wil sê oor stories is, vertel jou storie, maar luister ook na ander mense se stories. Op die manier maak ons
van die wêreld waarop ons leef, een storie op 'n slag, 'n beter plek. Tot volgende keer.